nou by die 7de segment van die vrug van die Gees, getrouheid. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee, sê Openbaring 2 vers 10. Alle goeie verhoudings word gebou op getrouheid. 'n Vrou en man wat getrou is aan mekaar is noodsaaklik vir 'n goeie huwelik. In 'n goeie vriendskap is mense getrou aan mekaar. Goeie werksverhoudings vind plaas wanneer kollegas mekaar kan vertrou. Maar getrouheid is ook noodsaaklik in ons verhouding met God. Ons verwys dikwels na die getrouheid van God. Wanneer ons 'n reënboog sien, word ons daaraan herinner dat hy getrou is en sy beloftes sal hou. Maar wat van ons eie getrouheid? Behalwe hierdie vers uit Openbaring, is daar baie skrifgedeeltes wat ons daarop wys dat ons getrou moet wees. 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2 wys ons daarop dat ons getroue dienaars van Christus moet wees. Ook Efesiërs 6 vers 21 verwys na getroue dienaars. En in 1 Timoteus 5 vers 9 word daar na getrouheid in die huwelik verwys. Die mooiste voorbeeld wat Jesus van ons vra, is sy woorde in die bergrede in Matteus 5 vers 37. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. 'n Kind van die Here se ja moet ja wees. In ons huwelike, in ons besighede, in ons vriendskappe. Mense moet op 'n Christen kan staatmaak. Dit moet nie op jou bakkie staan nie, dit moet in jou lewe gesien word. Jou reputasie moet bo verdenking staan in alles wat jy doen, want jy verteenwoordig die koninkryk van God, waar jy ook al gaan. Jy dra die naam Christen, 'n volgeling van Christus. Dit is partykeer moeilik. Getrouheid, om altyd op God te vertrou, word baie keer gesien as iets wat ons doen. Baie mense dink aan getrouheid as 'n soort sinoniem vir vasberadenheid en 'n gesindheid wat ons kan aanleer, eerder as 'n produk van die Gees van God wat in ons woon. Paulus maak dit egter duidelik dat getrouheid 'n geskenk van die Heilige Gees is. Die Heilige Gees wat in ons kom woon, wanneer ons sondes bely en tot bekering kom, verander ons karakter van binne en maak ons getrou. Dit is slegs deur die Heilige Gees dat ons oor die liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid en goedhartigheid kan beskik, wat ons as Christene behoort te hê. Net so is dit net deur die Heilige Gees dat ons die soort getrouheid kan hê, wat ons in staat stel om volkome op God te vertrou, om hom te gehoorsaam en om altyd, wanneer ons verkeerd doen, ons sondes teenoor hom te bely. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u getrouheid. Leer my deur u woord en help my deur u Gees om in alles getrou te wees. Amen.